Beth Seber skeningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 28. Hierdie is my een van die mooiste quotes ooit. Flawed but still worthy. Mag God dit ook vir jou kom openbaar, kom reveal in jou lewe. Al is jy net menslik en al het jy foute, dat jy is nog steeds baie belangrik vir hom. Dit is juis in die oomblikke wanneer ons kan sê ons het 'n foutjie, maar nogtans is ons baie werd. Dit is wanneer jou vriende jou aanvaar en nog steeds liefhet, wanneer jy dit begin proe, al weet hulle jou foute. I can only imagine hoeveel meer voel God ook so vir ons. Ek is in 'n verhouding met 'n Switserse man. My een vriendin het nou onlangs gemou oor die feit dat sy altyd net in Engels met hom moet kuier. Ons het 'n kort rukkie in ons verhouding opgebreek, maar toe ons weer by mekaar uitgekom het, die vriendin wat gemou het oor die Engels vir hom gesê, "Welcome back in our family again." Dit het vir hom so baie beteken. Mag jy ook sulke oomblikke hê waar God jou ook vir jou openbaar. Dit is juis in ons swakheid wanneer God se grootheid tevore kom. Mag God jou opnuut leer hierdie week hoe om jouself te vergewe vir die foute wat jy alreeds gemaak het. God weet al ons foute wat ons nog gaan maak, nogtans sien hy ons daagliks. So mag God jou leer hoe om jouself te vergewe. Dalk het die wêreld 'n bietjie MC skoema nodig. Die Heilige Gees leer ons van dinge. En die liefde volgens 1 Korintiërs 13 met goeie maniere. Mense met goeie maniere is baie meer likable mense. Dalk het die boelie by jou werk 'n MC skoema en 'n Heilige Gees leermeester nodig. Ek glo en ek vertrou ons kan bid dat God vir 'n paar mense in ons lewe so 'n bietjie maniere kom leer, om vir hulle te leer hoe om meer konsidererend te wees, om ook aan ander mense se emosies en gevoelens te dink, minder aan hulle self te dink en meer liefde uit te deel vir ander. So dis my wens en my gebed vir jou, dat God vir die mense rondom jou 'n bietjie maniere, 'n bietjie MC Schoeman tipe maniere kan leer. Ken jy Flight Radar? Dit is 'n program waar jy die vliegtye kan trek en kan kyk waar trek hulle nou. Veral as jy vir iemand wag om te land by OR Tambo, is dit 'n lekker manier om te sien hoe kom hulle al hoe nader aan jou. Ek bid graag vir God ook vir so oomblik. 'n Kykie om te monitor hoe ver is ons seëninge en hoe ver is ons deurbrake van ons, net soos met Flight Radar. Hoe lank nog, Here, is so kragtige gebed. Wys my hoe die deurbraak op pad is. Ek was nou onlangs by Choreograph en ek het 'n besonderse mooi lesenaar gesien. Ek het daar gaan sit en gevoel of ek die inspirasie kan voel. En dit was baie lewendig by hierdie besonderse mooi lesenaar. So dis my volgende gebed. Hoe lank nog, soos met die Flight Radar, moet ek wag vir hierdie mooi lesenaar? Ek spandeer baie ure voor my lesenaar. Net na my bed is dit die meubelment wat ek in die meeste tyd spandeer in my huis. So dis vir my belangrik. Mag jy ook so vir iets begin bid, gebaseer op die model van Flight Radar. Mag God asseblief al die pressie kom verwyder in die verhoudings in ons lewe wat meant to wees en dit kom vervang met superglue, met sy hemelse superglue. Ek dink dit is die dieper betekenis van die gelykenis van die huis wat op sand gebou is versus die huis wat op rots gebou is. Sekere verhoudings is net saamgevoeg met pressie, dit is tydelik. Maar indien dit in God se wil is om 'n langdurende verhouding te wees, mag God asseblief nog vandag in ons verhoudings die superglue kom insit. Die huise op rots openbaar wat gemaak is om deur die storms te bly staan. Verder ook met verhoudings. Indien daar verhoudings is wat so 'n bietjie krapperigheid in dit het, sal God asseblief nou die Q20 kom inspuit om die krapperigheid te verwyder. Hierdie is 'n klip vanuit die filmreeks Insidious. Die duiwel teer op krapperigheid. Mag God die Q20 kom inspuit wat die krapperigheid kom verwyder, die krapperigheid so sandpapier, sodat die demone ook sal vlug vanuit al ons verhoudings. Mag jy 'n geseënde week hê. You killed your mother. Oh, yes.
I am not going to feed you with hatred anymore, demon. You can fucking starve.